Right, so daai is die myn kamera, hy tel alles beide op. Daai tel jou nou op, so. Okay. Soos ek vir die mense sê, wees jouself, is jou storie. En sê wat op jou hart is, né? En geniet dit. Ja. Ons begin daar, right. Okay, cool. Goeiemôre, goeiemôre, goeienaand, vriende en familie, hoop het gaan goed met julle. Welkom by nog 'n episode van Wisdom of Solomon. Ek is baie excited vir hierdie series vir die maand van June. Ek sê altyd ek is excited vir iets, maar hierdie, soos ek nou ry op pad Ides Valley toe, toe stryk dit by my dat is jeugmaand wat hierdie series voor is. En ek het vanoggend dink ek so aan wat moet ek die tema gee vir jeugmaand. En ek het gister toe kyk ek so vir 'n acronym vir jeug, wat ek vir elke letter vir youth uit kan dink wat dit kan beteken. En ek kyk toe op ChatGPT en dit gee vir my acronyms en ek sê maar nee man, is fine. En vanoggend dink ek aan wat ek opstaan en by my kom toe reverse first. En reverse first, as jy nou van my era af kom, dis soos karre wat nou gaan spin. So wat hulle doen is hulle sit hulle kar in reverse rad. En as hulle kar in reverse rad is en dan gaan hulle vorentoe. So en dan spin hulle. Dan staan hulle stil, maar daar's baie krag wat uit die kar uitkom en dit is die rede vir hierdie tema vir die maand van June is vir reverse first vir die jeug. Die jeug wat vir ons terugvat in die sens van hoe om jong te wees en ek vat dit nou in 'n persepsie van ons as ouers as 'n bietjie die ouer geslag as die jeug. Kyk, hulle sê mens jeug gaan tot in 35. Ons wat nou oor 35 is. En ons sit vir julle eerste. En julle ons feed van julle krag af. En dit is die doel vir die maand van jeug vir reverse first. So ons eerste gas hierso. Sy sit nou hier aan die regterkant van my. En ek het saam met 'n pa laas jaar, begin hierdie jaar laas jaar, sinds jou pa vir my support het by die markie. En die het ek en hy conversation gehad en toe ons ook toe julle die sokker ding gehad het. Die KEF. Wanneer was dit? December man. December, Vroeg in nee? December. Yes. En dit is toe waar ek en jou pa actually gesels het waar hy vir my toe sê, luister hierso, laat weet my nie. En jou broer het altyd vir my ook gesê, my suster met die interview en ek sê nee, ek het vir haar gesien op die veld en ek het gesien die wonderlike goed wat sy doen, amazing goed in Engels nou. Ek sê vir wanneer die tyd reg is, gaan ek met jou conversation hê. En hy was laas jaar en hier sit ons vandag. So, welkom by Wisdom of Solomon. Dankie. Hier gaan nou mense na hierdie video kyk, né? En hulle gaan baie excited is. Jeug relate met jeug. En hulle gaan wil weet van hulle ken vir jou en hulle is excited en hulle is bly vir jou dat jy hier langs aan my sit en jou storie deel want hulle ken dalk van jou storie. Van hulle gaan weet maar wie is die wat langs aan Marcel sit of soos hulle vir myself sê, Uncle Marcel en ek sê altyd vir die jongere slag, mens sê uncle nie. Maar een ou wat by my by die markie kom het vir my net kom laat vir my kom sê broer, ons is in 'n era en wat ons onkels is, so ons moet dit maar aanvaar. So net soos jy wil, jy kan my sê Marcel wat jy gemaklik mee voel. As jy voel uncle, not a problem. Maar anyways, om terug te kom. Mense kyk na hierdie video, hulle is geïnteresseerd, hulle is nuuskierig, hulle wil weet wie sit langs aan my. Net so 'n klein overview. Naam van waar bly jy en jy obviously in sokker maar voor jy oor sokker praat, waar bly jy broers, susters en waar gaan jy skool? Ons vat dit eers so. Okay, so my naam is Mia Heineke. Ek is van Ides Valley. Ja. Ek gaan skool. Ek gaan by Lukhof Hoërskool. Ja, Jy is graad hoeveel? graad 9. Graad 9. Mia myne, wie Mia soos jy nou hier so sit, nee. As jy snaaks is nog iets wat ek optel terwyl jy nou praat en toe ons nou mekaar groet. Jy het 'n baie mature soul vir iemand wat sê jy is graad 9. En ek dink dis nie dat ek dit wegvat van jou af nie, maar ek dink dis hoe die jeug van vandag daai matureness het en wat hulle staan nie terug om geïntimideer te wees vir iemand wat ouer is en moenie my verkeerd kry nie is dat hulle respek
die ouer geslag, maar hulle bring ook hulle voet vorentoe om te sê dat luister hier so, we are the youth, take account. Ons is hier vir speletjies hier. Ons operate op 'n another level. So baie dankie vir daai, baie dankie dat jy daai in my en aware weer vanmiddag. Mia, welkom. Welkom by Wisdom of Solomon. Lukov, graad 9. Broers, susters. Het jy broer of suster? Ja, ik heb 2 broers. Een is ouder en dan is hij jonger een en dan heb ik 1 zustertje. Sustertjie is ook jonger as jy. Ja. So jy is so in die middel in. In middel, ja. Hoe voel dit om die middelkind te wees? Moenie waar in jou pa sal die offense vat nie. Dat is wel right. Ja, maar soms is het nou die jonger broers, zustertjes is moest maar nou altijd reg als eerder dingen is. Ja. Zo, ja. Hoërskool Lukov. Hoe is dis die tweede jaar in hoërskool? As jy graad 9 staan het 7. Is swaar. Is dit so? Het is zwaar, ja, maar als je kop bij jou, als je samen die onderwijzers werkt, dan zal je beseffen dat is zo moeilijk. En als je meer leert, dan zal je komen waar je wil wees. Jy is 'n jong dame, jy is besig met sokke. Waar kom die liefde van sokke? Bij mijn pa, mijn familie, mijn broers. Ja. Het jou pa ook professional sport gedoen? Soos wat jy nou uitdaglik doen? Ik weet het niet erg, denk ik. Okay. Jy is in die sokker en waar het jy so ver al bereik in sokker? Kom ons sê so. Ik het al ook meer hoogtes wat ik ook al bereikt heb in sokker. Zoals die toernooi wat ik ga spelen in Namibië voor die land, waar ik goalkeeper of de toernooi gekregen heb, waar hij uiteindelijk die golden glove gekregen in die toernooi. En soos bij die clubs ook wat ik gespeeld heb, waar ik ook awards gekregen elke jaar, end of seasons. Jy van wanneer het jy begin sokker speel? Ik was 10 of 11 als ik reg is, waar mijn sokkerloopbaan begin het bij Jelsens. Okay. Waar ik eigenlijk eerst begin het als een strijker gespeeld heb, dat een zaterdag waar ze in Zuimstaan gespeeld het, ik kon nou waar ze 2 wedstrijden moet gespeeld. En nou ik coach Boute, hij heeft me gezegd dat second half van de eerste game dat ik een keeper had staan in die tweede game waar ik eindelijk rechtig begin als een goalkeeper. Okay. So striker oor na goalkeeper, dis 'n big difference. Okay, maar dan het jy ook 'n bietjie agtergrond van striker, want nou kan jy dink ook hoe dink strikers en dan kan jy wel op die einde van die dag uitoorlê. So 'n pluspunt. Nelsons, toe daarna, wat gebeur toe na van Nelsons af? Van Jelsens af het ik naar Maartens toe gegaan. Ik was eigenlijk al meisje samen in Siens wat bij Jelsens gespeeld heb. Okay. Toen het hulle vir my gesê dat hulle dink die beter punt is dat as ek onder 15 toe gaan, hulle is bang ek kry seer onder die seuns. So Maartens wou vir my al geheer het voorheen en toe besluit ek maar dat ek maar na Maartens toe gaan om in te kom hoe om en vroumense ook sokker te speel. Jy is toe hoe lang by Maties? 1 season, ja, letterlijk 1 season. En toe van Maties af waar toe beweeg jy? Toen ga ik Stellis toe, Stellenbosch. Stel wat jy nou nog by Stellis is? En hoe lang is jy al besig met ESA? Ik was 2 keer opgeroepen voor ISA. Okay. En hoe is die experience sover? Voor mij was het een beetje emotional toen ik gezien heb dat mijn naam daar op TV verscheen. Maar ik blij opgewonden koos. Ik kan mijn ouders trots maken en ik kan voor mijn ouders wijzen dat waar is die potentiaal, waar vandaan heb ik die potentiaal kry eindelijk om in sokker te komen. Kom eens vat dit goed terug. Jy noem al die clubs buitekant skool. Het jy op skool sokker gedoen? Ik heb schoolsokker ook gedaan op laerschool, ja. Okay, en by hoërskool? Hoërskool nie regtig. So het die hoërskool 'n vroue sokkespan? Ja. Speel jy vir die hoërskool of was jy nie daar betrokke nie? Nie nou betrokken nie. Okay, is dit nou weer Stelliese reëls of ek weet ek vra maar? Nee, as jy hulle reëls, ek voel my net as beter dat ek by die klub ook fokus as wat ek by die skool gaan net fokus want soms speel die skole tye wanneer ek moet oefen by die klub dis hoekom. Soos ek bemeen met die Saras,
Dus hoekom fokus ek meestal op die klapse oefentye en sporte. Ons kom eens gaan terug naar school toe. Sokker word het raak gezien en vrouwens begin nou eienaarskap neem van die sport. Jy het nou vir ons baie jare teruggevat van Nelson se af. Toe jy nou begin sokker speel, het jy nie gevoel maar ek wil hier betrokke raak. Dis vir die ek is seksist nie. Dis vir die mans, hulle moet hulle liewes affokus. Ek gaan nie by sokker, ek gaan miskien netbal speel. Het hy miskien in jou mind gekom en sê maar nee, ek wil nie nog. Nie regtig ek was toe ek groot word van kleintyds af, het ek altyd saam met my broer gespeel in die patten. Ons het bogenskop in die patten. En daar is eintlik waar ek die liefde gevind het vir sokker. Dus ek kom met my mind nooit gesluit op ek gaan 'n ander sport doen besides sokker. Okay. Jy is toe Stealies, jy is by SA. Jy sê vir jouself dat jy is geïntimideer. Maar hier speel jy dan toe met seuns wat jy geoefen het of het jy saam met hulle gespeel ook? Ek het saam met hulle gespeel. En normally weer eens, het jy nie minderwaardig gevoel, maar ek speel teen seuns en ek maar vir my terughou en maar myself 'n backstep vat, laat die seuns maar die sein vang om so te sê. Nie regtig ek was. Want ek was nog jong geweest ook en eintlik het voor ek by 'n klub aangesluit het ek mos nog net die hele tyd saam met my broer gespeel in die patten, ons het bogenskop in die patten. En een Saterdag toe besluit ek, sê ek vir my pa eintlik in die week, in 1 week sê ek vir my pa, Teddy, ek wil nou aansluit by 'n klub sokker. En my pa vat vir my die Saterdag, ons gaan na Nelsons toe, Nelsons speel op die veld. En coach Benny sê vir my pa, kom sy kan kom speel en daar is waar ek eintlik begin speel het en waar ek al meisie was met al die seuns in. En ek is eintlik bly dat ek saam met seuns gespeel het want dis waar ek nog meer kan geleer het met hulle. Jy is op skool, jy is baie gefokus op jou sport en jy is goal driven, right? Excuse the pun wanneer jy is 'n goalie. Jy is baie goed in hierdie lewe wat jou aandag af kan trek. Hoe hou jy fokus? Wow, ek fokus. Ja. Ek steur my regtig aan wat buite in die lewe aangaan nie, wat daar buite aangaan nie. Vir my, ek fokus eintlik net om meer hoogtes te bereik en nie om op te eindig soos ander opeindig nie, want dis nie eintlik die moeite werd as wat jy aangaan vang wat ander aanvang buite nie. Dis hoekom is beter vir my om aan te werk, vir my ouers trots te maak en vir my ouers 'n beter lewe te gee. Jy praat van jou ouers. Jy praat van jou pa, jou ma, lewe sy by julle nog, hoe? Ja. En jou pa, wag. Rewind gou weer. Jou pa support jou in die soccer movement. Dan het jy sê jou pa vat vir jou toe veld toe die Saterdag, dan het jy jou pa gesê in die weekend. Wat sê jou ma toe? My ma het eintlik regtig gesê nie, maar sy kon ook gesien het dat ek in sokker wil wees en dat almal nou sokker gespeel het, evens my pa het sokker gespeel en die liefde van sokker het begin eintlik by my pa, want my pa ook 'n goalkeeper was in sy jonger dae was. Wie nee, soms as ons as ouers nie, soms voel ons as ons die sekere doel bereik het in die lewe vir watter rede, right? Ek wil miskien nou 'n prokureur gewees het en nou ek het geslek. Daar was miskien nie fondse om te studie nie. Ek het swak gedoen in die skool en toe kan my punte my nie inkry by die universiteit nie. En dan voel ek dan as pa soms nee, voel ek dan ek moet dit liewer op my kind daai rigting push. Dink jy omdat jou pa in sokker gewees het, hy het vir jou geforce om sokker te doen, alhoewel jy gesê het die liefde daarin gekom of weet jy maar het gevoel dat wat my pa nie reg gekry het, gaan ek probeer om uit te styg. Nie regtig so nie. Want daar sou ek eintlik ook liefde begin vind het in sokker, want altyd as ek kyk, dan is dit net 'n sokkerbal wat ek raak sien. So ja. Kyk, jy is in groot klubs as jy betrokke, as jy nie gekies word, hoe is hy feeling? Jy het nog gesê, jou feeling toe jy sien jou naam is op die TV, maar hoe is hy feeling as jy nie gekies word? Ons kom ons vat dit terug na
Stellies toe. Okay, het gaat een beetje hartseer wees, je gaat emotional voel. Eindelijk hartseer voel om te zien dat je, als je in die team en niet. Maar als je in die team en niet, dat is eigenlijk een punt wat voor jou gaan laat zeggen dat je harder moet werken. En als je dat je, omdat jij nog niet gekies is, jij moet die aanhou werken. Je kan eindelijk aanhou werken en eindelijk verbeteren in wat jij niet recht gedaan hebt en dat jij daarin, ja. Ja, en hoe meer je doet, hoe beter wordt je eigenlijk op je einde van die dag. En zoals je zegt, als je niet gekies wordt, je laat het niet weer onderkrijgen. Jy is deel van by Stellies verschillende mense met verschillende agtergronde wat daar so speel. Hoe gel jy met almal van, ek bedoel, as ons dit nou moet so vat. Daar's mense wat ander kleur is. Jy het Africans, Xhosa mense, jy het wit mense om so te sê. Hoe kry jy daai gelpunt om te sê dat hier laat ons hierdie ding werk? Ek weet die coach push julle, maar soms as jy op die veld is die coach daar nie, dan is dit 'n different ballgame. Hoe maak julle dat julle as 'n span lekker saamwerk? Soms is reëls Saterdag is ons eintlik niks aan het nie. Ja. Dan reëls soms okay, ons gaan heen toe, ons almal kry mekaar hier. Ja. Amper so vir teambuilding, laat ons mekaar meer kan leer ken. Jy weet, as nuwe players wat aansluit, sommige players gaan weg, nuwe players kom, dan ken jy nie eintlik regtig wie hierdie persoon is, but dis hoekom sê ek Saterdags besluit ons sommer okay, ons gaan hier by mekaar kom of ons gaan na iemand se huis toe, na een player se huis toe. En ons gaan met mekaar gel, ons gaan mekaar leer ken. Ja. Okay. Nice. So dis iets buitekant die veld wat julle teambuilding doen wat baie goed is. As jy nie sokke gedoen het, wat sal jy gedoen het? Is nie seker. Het jy 'n ander sport geprobeer of is jy iets anders wat jy ook 'n liefde vir het kom sê so? Behalwe sokker. 'n Liefde vir dit. Ek het nie eintlik regtig daarvan gedink. Nee. Okay, daai sal nog soos tyd kom, sal 'n mens iets anders ook aanleer wat jy of agterkom, kom ek sê so, agterkom wat jy ook in goed in is. Stellies, goalkeeper op die veld. Goalkeeper is 'n baie lonely posisie en jy is op jou eie, almal hardloop vorentoe, niemand kom terug nie. Soms kom hulle terug as hulle moet, van die mense is moeg, hulle kan nie terugkom nie. Hoe deel jy met die pressure as 'n goalie? In die game. In die game. Jo. Is eintlik taaf om 'n goalkeeper te wees, want as 'n goal inkom as hulle, wat is jou fout, is jou fout. But die pressure is in 'n game is die pressure altyd op 'n goalkeeper. As jy verloor is altyd die goalkeeper. But soos die players kom soms terug om jou te help, but soms moet jy in 'n ready position wees, want soms as dit jy alleen teen klomp players van die ander team, klomp players wat na jou toe kom 3-2, dan moet jy alleen in die pressure in wees as 'n goalkeeper om die bal te save so. Dis hoekom ek bly maar gefokus wanneer hulle one-on-one kom in my. Ja. Eerste wat al gebeur het op die veld met jou? Eerste. Ja. Seer gekry? Ek het nog 'n seer gekry. Okay. Eerste in die sin van hoeveel goals het hulle al in jou geskoor op een game? In een game. Ja. Ek is seker, seker so tussen 3-4 jaar. Ja, daar. Hoe het jy gevoel? Elke keer na die game beter gevoel, because eindelijk ek het goals kon zien. Was het verloor. So, het was eindelijk beter geweest voor mij. Hoeveel keer oefen jy 'n week? 3 keer 'n week, soms Saterdags ook, soos 4. 4 keer, right. En as jy praat nou van oefen in die week en as ons nou praat, jy oefen watter dag? Maandags, woensdags, vrydags. Okay, so ons vat nou maandag. Is obvious na skool? Ja. En hoeveel ure oefen jy na skool nou op 'n maandag? 1,5 tot 2. Okay. Ja. Hoe kry jy tyd vir skoolweek as jy al hierdie oefen daai het? En jy doen nog games ook wat jy speel. En as 4 as jy sê amper en dan is daar nog 'n dag wat jy speel ook. So, hoe kry jy tyd vir skoolweek? As ek terugkom van oefeninge, dan gaan was ek mos nou, vat my boeke na daai. Sit en doen my werk. Ja.
Wat? Ekskuus tog. As jy nou jy's op die sokkerveld, die sokker trek baie van jou aandag, trek baie van jou energie. Kry jy daarom tyd met jou ma, jou pa en jou broers by die huis? Sinds jy so besig as kadile het. Nie regtig. Wat is jou goals vir jou? Wat wil jy bereik in die lewe as ek dit so mag vra? Bereik in die lewe om Ja. Sport, whatever jy voel. Jy het seker mos al drome al gehad om te sê dat okay, dit is wat ek in die lewe wil word. Waaraan dink jy? Wat skryf jy neer in jou journal as ek dit so mag vra? Eintlik ek wil professional voetbal gaan speel, soos overseas. Dit is eintlik my doel wat ek wil bereik in die lewe. Kom ons val goed terug na Stellies toe. Jy is gefokus op jou goals, jy wil professional football player wees. Overseas, nie? Enige klub wat jy wil identifiseer overseas daar? No. Mense weet nooit, hulle kyk hierna, as dit Manchester United, as dit Liverpool, as dit Arsenal. Hulle gaan na hierdie video kyk, mense wat in scouting is en mense weet nooit wat hulle waartoe hierdie video gaan nie. Jy het jou goals het een te sit vir wat jy eendag in die lewe wil doen as 'n professional football player. Die pryse van Stellies speel. Stellies is 'n groot voetbalklub hier in Stellenbosch. Praat van Weskaap. Voel jy die pryse? Want ek neem aan, wat gevoel jy daai aan, hy vra hom, is die ander mense in Eiderswil wat ook vir Stellies speel, wat saam jou speel? Ja. Hoeveel van julle is julle? Ons is 4 of 5 of 6. 5 of 6, almal van Eiderswil, nie? Ja. So julle seker lekker klikkie wat saamwerk. Ek weet hoe deel jy nou met daai pryse dat weer eens, ek gaan dan weer terugvat. Dat maar daai 4 is nog 'n kies of daai 5 is 'n kies en dis jy nie gekies nie. Hoe gaan vertel jy nou hy storie vir jou ma oor of jou pa oor? Stel jy speel miskien nou hierdie naweek 'n groot game en hier is meer se naam gekies nie. Okay, ek gaan hartseer wees, ja. Ek gaan sad wees, emotional wees. But ek gaan dit laat daai vir my onderkry nie, want in my mind gaan ek net sê okay, ek gaan harder werk, die week wat kom op training gaan ek harder werk om next week in die team te wees. Ja. So die skool pryse op jou om te kon speel nie. En dis mos nou redelik iemand wat vir groot klub speel en hulle het sulke players nodig om vir hulle te laat wen, om so te sê. Ja, soos tye wat hulle moet gaan speel, soos hulle speel Woensdae, daar wanneer ek oefen by die klub. Ja. En sal daar 2 of 3 kinders na my toe kom in die dag en vra, "Mia, gaan jy speel?" En dan weet ek nie eintlik wat om te sê nie, of ek weet nie wat 'n antwoord om vir hulle te gee nie, but ja. Stellies, wat is daar enige groot tournaments wat afkom van Stellies? Wat julle gaan betrokke wees? Ja, die Ensign tournament. Wanneer is dit? Ons speel die 7de van volgende maand speel ons knockout game. Ja. En ons moet daardie game wen om in die Ensign tournament te kom. Waar is die knockout game? Ons weet nog, is nog nie seker nie. En julle weet ook nie teen wie nie. Okay. So dis die 7de June. Ja. Okay, dis oor 2 week. Ja. Net so oor 'n week. Ja. Ons glo julle gaan hy game wen. Ons glo dit sodat julle na die knockouts toe gaan. En as julle in die knockouts toe gaan, dan en julle wen die Ensign, gaan julle na volgende liga toe, hoe werk dit? Ja, daar gaat ons die ander kan ek sê in daar gaat die Ensign Champ of Champs wees wat in Joburg gaan wees. Okay. Waar elke hoe kan ek sê waar elke team wat die Ensign gewen het, soos in elke team wat die Ensign gewen het, gaat in Joburg kom speel vir die Ensign Champ of Champs. Okay. Jy is gewoond in tot op 'n mate met sulke pryse, want soos jy gesê het, is CAF. Jy het tweede gekom in CAF, nie? Ja, die Kosawa tournament. Yes, hier so en Namibia toe wat jy goalkeeper of the tournament gewees het, het jy gewen dan. Ons die tournament gewen, ja. Teen wie het julle almal gespeel daai tournament? Ons het in Namibia gespeel, teen nog ander lande, maar ek is nie seker wie almal nou in ons group stage was nie. Kom ons vat hom 'n bietjie terug.
is besig met sport. Net sport. Is daar tyd om kerk toe te gaan? Baie snaakse vraag, maar ek vra dit maar. Ja, sondags, Nee? as ek af is. Voel jy moet altyd in die kerk in wees? Nee, regtig nie. Nie die rede hoekom ek jou vra, dink jy as plek vir God in jou besige lewe in? Ja, natuurlijk. Okay? Word dit gedryf van jou maal of is dit iets wat van jouself afkom? Iets eintlik wat van myself afkom, want ja, het is iets wat van myself afkom. Nice. Wat vra jy vir God? Wat vra ek vir God? Ek en die Een of twee goedjies wat jy van vra, want ons sê ons altyd ons moet vra. Wat vra jy vir hom? Wat het jy vanoggend vir hom gevra as ek dit so mag vra? Dankie dat hy vir my wakker kon gemaak het vanoggend. Dankie dat hy vir my elke dag kan uitspaar in my lewe in. En dat hy saam met my kan wees deur elke dag wat hy vir my gee. Nice man. Jy het nou, jy's besig, sokker, skool, games. Is daar enige goed dat ons moet uitkyk vir Suid-Afrika? Wanneer is Suid-Afrika se tournaments, hoe werk hierdie movement? Soos hulle sal vir ons altyd elke keer call-up gee wanneer daar nou soos 'n groot tournaments afkom waar so training camp het en die training camp is eintlik waar klomp ander players is van different teams. Ja, en dan die training camp is eintlik bedoel om te kies vir die wat in die team gaat wees, in die squad gaat wees vir daardie tournaments. Het julle 'n training camp gehad die jaar? Wanneer? Daar was nie hierdie jaar, maar laas jaar ja. Okay, is daar enigiets wat beplan word wat jy dalk weet? Nee. Nog niks nie. Okay. Dink jy het vir Suid-Afrika speel, daai prese van jou naam moet weer af wees. Is hy daai vrees 'n bietjie dat my naam dalk daar gaan wees nie? vir 'n camp wat dalk nog gaan afkom. Is hy vrees daar? Ja. Of ja, sê maar so. Nou, jy sê jy deel met die neus van Stellies, right? As jou naam nie daar is nie. Daar's 'n verwagting geskep dat jy nou vir Suid-Afrika altyd sal speel, of gespeel het en jy sal weer outomaties deurkom. As jou naam nie daar is nie, hoe gaan jy voel? Ek weet ek vra nou baie diep vraag, maar het jy daaraan gedink al? Of Nee, voel jy jy's gepressurized dat my naam moet daar op is, my naam moet daar op is. Het daai tipe thoughts weer opgekom? Nog nie. Of is daai nie nog iets wat in jou kop en Okay. Nee, ek vra want jy sien met hierdie druk van die lewe is dit dat wanneer ons iets bereik het, voel ons dat moet amper so outomaties net weer gebeur. En soms soos jy gesê het, sit ons sê hy werk in nie. En dan gebeur, dink ons net dat van selfsprekend moet ons gekies word of wat. En ek is bly dat jy so dink dat I would rather put in the work en dan wat moet gebeur en ek is reg daarvoor. Dit is 'n pluspunt en ek wil hê die youngsters moet daarvan aan af dat dit van jou mond af en van my mond af dat whatever die lewe na jou te gooi is jy reg daarvoor en jy kan hom in deel. Is gaan baie taffie buitekant vir julle. Jy het 'n baie goeie verhouding met jou ma en jou pa. Ek neem aan jy praat met jou chommies en hulle soms nie daai kwaai relationship met hulle ma en hulle pa nie. Hoekom dink jy sukkel wat in jou ouderdomsgroep is? Sukkel om of hulle ouers sukkel om te by die kinders deur te kom of die kinders sukkel om by die ouers deur te kom. Hoekom dink jy is daar so 'n gap? Want die chommies praat mos by jou al en hulle het seker gesê, "Mia, ja, weet jy, ek verstaan nie my ma nie, of ek verstaan my pa nie. Ek kan nie dit doen of ek kan nie daai doen nie." Hoekom dink jy is daai As maar net die ouers wil eintlik die beste hê vir jou. Dat is al wat ek kan sê. Ouers wil laat in verkeerde dinge deurgaan nie of in iemand anders se voetspore val nie wat eintlik sleg is nie. But soos ek sê, jou ouers wil altyd maar net die beste hê vir jou en hulle wil hê jy moet bereik wat jy eintlik wil bereik eendag in jou lewe in. Is van jou vriende wat op die skool is wat na hierdie video kyk of mense reg oor Suid-Afrika wat na hierdie video kyk en hulle wil weet wat moet hulle doen? Jy het soos ek weer sê ons kan nou jou situasie gebruik
weer eens, julle het 'n baie nice relationship, soos ek optel. Wat kan van hierdie jong mense doen om uit te reik by hulle ouers sodat hulle ook daai verhouding het soos jy en jou ouers het? Want daar's miskien nog gaps soos ek sê. Wat kan daar doen as die kind nou om te sê dat mami, daddy, kom ons doen dit of daai en dan ons verhouding kan definitief na 'n ander vlak toe gevat word as ons dit doen. Wat dink jy wat kan hulle doen daarso? Om meer gehoorsaam te wees vir hulle ouers, luister as hulle ouers met hulle praat, want soos sommige kinders het nie eintlik ouers nie. En wat eintlik sê het is vir hulle, want soms kyk jou chommies wat nou nie eintlik ouers het, die kyk hulle vir jou hoe jy en jou ma se relationship is, jou en jou ma se relationship is. En ons weet nie wat daardie vriend deurgaan nie, so is eintlik die beste om te luister wat jou ouers vir jou sê, luister as jou ouers aan jou praat, en moenie verkeerde dinge doen as jou ouers jou sê, maar moenie dit doen nie, en dan wil jy dit nou gaan doen. Jy sê nou baie maklik ons moet luister wat ons ouers sê, maar soms kom dit ook so dat ons ouers luister nie wat ons sê nie. En die ouers, jammer ouers, ek gooi julle nou nie onder die bus nie, maar die ouers gee nie vir hulle kinders daai hoop om te sê dat hulle moet luister. Die rede hoekom ek so sê is, die ouers is vasgevang miskien in dwelms. Die ouers is absent. So hoe, Mia, ek praat nou met jou, nee, hoe verwag jy dat ek, my ouer moet luister na my ouma, as my ouers is present is in my lewe nie. Verstaan jy nou? Hoe breach ek die gap, dan moet ek maar altyd humble is dit wat jy vir my sê? Ja. Ook, ja. Okay, no problem, want soos ek sê, is baie mense wat opkyk na jou en hulle wil weet wat jy doen, obvious influence jy vir hulle ook om die regte besluite te neem. En daai kom soms met groot verantwoordelikhede en dat die mens voel dat jy dra die hele Stellenbosch, want jy represent Stellenbosch by SA. Voel jy soms daai is hier op jou skouers en dat dit heavy is? Ja, soms. Nee. Slapelose nagte daar? Nie regtig nie. Nie regtig nie. Groot game, kom ons vat stel, is voor 'n groot game. Hoe prepare jy jouself vir 'n groot game? Prepare ek myself. Ja, sê jy miskien nou julle speel Saterdag, nee? Baie groot. Julle speel die knockouts, ins en knockouts. Volgende week en Vrydag, of volgende week en Saterdag. Sondag. Of Sondag. Hoe prepare jy daai Saterdag vir daai game? Prepare ek myself. Om so reg te kry in die right state of mind vir daai game. Dit is 'n groot game. Ja, my mind op 'n positiewe manier sit. Dat jy gaat die moed, hoe kan ek sê, jy gaat die moed opgee dat okay, jy gaan my mind sit, ons gaan die game wen. So, jy gaan vir my positief hou die Saterdag vir die game. Nice man. Jy het 'n opportunity aangegryp. En jy het gesien sport en wat is jou secret dat jy vandag vir Stellie speel en jy het vir SA gespeel? Wat is jou secret? Wat doen jy wat ander kinders nie reg kry nie? Want daar's 'n rede hoekom jy gekies is vir hierdie groot teams. Die land, jy represent die land. Wat doen jy differently as wat ander kinders doen? Of was jy maar net outomaties gekies vir hierdie teams om so te sien? Dit was outomaties gekies, is eintlik ek moet gewerk het om in daardie posisie te kom. So soms daar wat ons oefen nie, sal ek saam met broertjies, saam met ander seuns sal ons op die court gaan speel. Ja. Hier is, ons noem hierdie wisdom session. En hier is jong mense wat kyk na hierdie video. En hulle is op moedverlore vlakte. Hulle sien nie meer uitkomste man. Hulle voel hulle het nie meer lus vir die lewe nie. Van hulle so ver gedruk dat hulle eie lewe wil neem. Dis wat kom ons dis die realiteit wat daar buite kan ingaan. Van hulle is wil opgee op skool. Van hulle wil wegloop van die huis. Wat 'n boodskap het jy daar vir so kom ons sê jong dame soos jy wat daardie besluite wil neem? Okay. Boodskap wat ek sal gee is om nooit op te hou
op te glo, om nooit op te glo wat jy wil bereik nie. En om harder te werk, want jy weet nie wat vir jou daar buite wag in die lewe in nie. So is beter dat jy skool klaar maak, fokus op jou studies en om meer hoogtes te bereik in die lewe. Die laaste vraag wat ek vir jou wil vra, voor jy gaan. Youngsters, wat daar buitekant is. Right, word gesien as rebels, word altyd nie altyd die wagmassel. Disclaimer, ek val niemand aan nie. Met my woorde mooi uiter. Youngsters daar buitekant word soms gesien dat hulle sal dit maak nie, hulle is net omdat daar nog nie weer hoe kan ek sê, hulle mag mens nie meer pak gegee word, al die goed is so, hulle vat advantage van die situasie en hulle toekoms lyk bleek, het lyk nie meer of hulle is nie meer uitkoms vir hulle nie. Is daar hoop vir julle? Ja, daar is hoop. Want Nee. Sê wat op jou hart is. Hoekom dink jy is daar hoop vir julle? Wat is jou rede hoekom jy so sien? Hoop is mos wat vir jou positief hou. Nee? Hoop is wat vir jou laat sien dat ek gaan deurdruk. Jy het hoop gehad en jou hoop het vir jou gedryf dat jy op die einde van die dag vir SA speel. So dit wil sê jy het hoop gesien. So daar's iemand wat jy hoop sien nou buitekant nie. As 'n ouer wat jy my hoop sien en hulle kinders sien. So jy sê daar is hoop. Wat is jou rede hoekom daar hoop is? Dit is nou nie 'n lang vraag wat jy nou op die skool skryf nie. Okay, ek sê daar is hoop daar buite, want jy weet nie wat daar buite vir jou wag wanneer jy klaar is met skool, wanneer jy klaar is met jou studies. Dat jy moet sê daar is hoop daar buite, want soos hulle sê, good things take time in life. So ja. Jy praat van skool. Ek het nog die laaste vraag, maar jy het nou iets interessant nog wakker gemaak. Ons het AI, right? Ons het die curriculum, ou styl van curriculum, wat jy nog met boeke sit, jou research doen. Dink jy die ou styl van skool hou? Werk dit nog? Of die huidige styl van skool hou? Werk dit nog? Is daar nog 'n toekoms vir so 'n tipe way van skool hou? Ja. Reken. Kyk, want alles is nou digital. Verstaan jy nou? Kyk, ons gaan op ons fone, dan kry ons al die inligting. Ons het actually meer boeke nodig nie. Right? Ons het actually meer, dis my opinie, meer nodig om te leer van toepasse goed, want hy is nie meer op toepassing van wat vandag in ons lewe aangaan nie. Daai way, ek weet nie, ek sê dit nou uit disclaimer. Weer eens is my opinie en ek het my right to watch my opinie. En voel vry om vir my, wanneer julle na hierdie video kyk, of vir my verkeerd te bewys en vir my sê wat baas het self werk. En ek sê nie kinders moenie skool toe gaan nie. Want wat jy in die skool leer op die einde van die dag, jy kry nie meer werk, jy het nou 'n added benefit wat jy sokker kan doen. Voel jy nog steeds ons moet skool klaar maak? Ja. Voel jy moet skool maak omdat jy ouers jou gesê het jy moet skool klaar maak, of voel jy dat Mia voel sy moet skool klaar maak? Ek voel ek moet skool klaar maak. Wat dink jy, wat lê vir jou na skool daar vir jou? Na skool daar? Ja, jy sê mos nou jy moet skool klaar maak. Wat die deure sal, as jy skool klaar gemaak het, wat dink jy, wat die deure sal dit vir jou oopmaak? Het sal beter deure oopmaak vir my, want sê maar nou ek kry seer in sport en in my sokkerloopbaan en net daar, dan het ek nog iets om te bereik. Ek kan gaan werk wanneer ek het skool klaar gemaak. Ek kan verder gaan studeer om iets te bereik in die lewe in, as my sokkerloopbaan moes nou in. Ja, sê, ek likes daai en daai is actually daar en weer eens, ek val niemand aan nie, vandag kan jy social media content creator wees,
mense wat die skool klaar gemaak het, maak klomp geld, hulle maak 'n lewe uit content creation uit. Sport is daar vir 'n other avenue, daar's arts en culture wat jy ook in kan gaan. Ek sê weer eens, julle het dit nog gehoor van Mia self, gaan maak skool klaar. Dis 'n added benefit, dit iets wat jy kan terugopval, waar jy kan gaan studeer, werk jy uit op sport, content creation, werk jy uit jy het geleer het agter jou en dan kan jy hierdie ding verder vat. En Mia, weet jy, jy's 'n rockstar en ek wil vir jou dankie sê vir jou tyd. Ek wil vir jou dankie sê, julle moet baie mooi verstaan. Ek stuur nie meer vrae aan met mense wat ek onderhoude het nie. Ek wil dit nie meer doen nie, van die guest sal my vra, Mia het dit nie gevra nie. Ek het vir Mia met al die vrae het ek vir haar op 'n spot gesit en sy het dit geëis. Soos hulle altyd vir my sê, is dit lekker om hier langs my te sit nie. As dit dat ek op Bronport is en ek maak die mense bang nie, maar het sit mense baie op die spot en dit laat mense dink. En jy het dit geuiter en dis daar, maar dis kom van jou hart af en ek glo aan wanneer dit van 'n mens se hart af kom, hoef jy nie geïntimideerd te voel of jy bang te voel nie. Want ons is harte gee om nie 'n lafaard te wees nie. En ek lees vanoggend Filippense 2 uit die Mirror Bible, uit hierdie ouetjie, baie nice Bible. En ek sê vir myself, hierdie ding is gepas aan wat Mia nou vir ons geuiter het. En dit is so mooi skrif wat Filippense 2 vers 16 vir ons sê. En dat die vers lees as volg, Philippians 2 verse 16. Your lives echo exhibit the logic of the message of life. You are positioned like the stars in the night sky, superimposed in radiating light, which shining pierces the darkness. Thus you confirm the day of the Lord and complete my joy. You are my wreath of honor and prove that I did not run my race in vain. En hierdie gedeelte is so mooi uitgesit dat jy is 'n baken van lig en hoop vir baie jong mense. Is 'n baken van hoop vir my. Ek het dit destyds gesê, ek is baie lief vir jong mense. Ek sien hulle as powerful mense. Ek sien hulle in 'n era wat hulle verwoesting kan saai positief. Jy's besig om narratives te change waar jy opportunity gegryp het en jy hardloop daarmee om te sê dat luister hier vir julle, Esa is maar een van dit. Ek wil internasionaal wees. Ek wil nie net vir Suid-Afrika sien nie. Ek sien myself die wêreld ingaan om Idas Valley op die map te sit. Yes, hier's ander sterre wat ook Idas Valley op die map gesit en nog steeds Idas Valley daar hou. Is jou moment. Jy is 'n deur gegee en jy het daai deur oopgemaak, jy het hom afgetrap en jy's aan die ander kant en ek wil vir jou daarmee encourage Mia dat moenie terugkyk nie. Ek weet jy is baie family driven, family en hy bond wat julle het is baie nice en hy support structure is baie nice en ek glo dan is baie kinders vooruitsien dat hulle ouers moet hulle net support, hulle ouers moet net so nou en dan fluister in hulle oor, hulle ouers moet net vir hulle sê ons is trots op jou, hulle ouers moet net sowel in hulle oë kyk en vir hulle sê ons is lief vir jou. Dit is magic, glo ek ook vir jou. So ouers, ek raai julle aan, ek challenge julle vandag, doen hierdie basiese goedes en julle kinders gaan ook 'n inspirasie wees vir baie jong mense soos wat Mia heidaglik doen. Ek wil vir LFA dankie sê, ek wil vir Stellies vir hulle ook dankie sê dat hulle inkoop in ons local talent in waar hulle deure oopmaak. Daar's mense wat nie saamstem nie, maar dis nou nie dit, dis nie nou daai opportunity nie. Vandag wil hulle honor dat hulle iemand soos Mia raak gesien het en dat Mia hierdie opportunity gryp. Mense wat vir Mia in die agtergrond encourage, ons wil vir julle dankie sê, jou ma en jou pa, Karl, wat is jou ma se naam? Meldien. Ons wil vir hulle dankie sê. Ek sê nou ek wil vir hulle dankie sê. Mia, jy 'n boodskap vir jou ma en jou pa. Wat wil jy vir hulle sê? Dankie vir die ouers wat julle is vir my en dankie dat julle my altyd liefhet. Want sonder julle kon ek in die lewe gewees het waar ek nou vandag is. Dis hoekom sal ek
altyd lief is vir hulle. So, daar wil jy dit van uit Mia se mond en nou al ons ouers se ore. Ek glo daarin dit gaan 'n ouer wakker maak om te sê dat ek het nou van Mia gesê moenie terugkyk, maar daai ouer is op 'n plek wat hulle alles net so wil los en Mia het nou dit kom wakker maak en hulle het gesê nope. Ek gaan nog 'n kans gee. Dankie Mia vir dit en jy bring die lig. Jy bring vir ons dat daar is 'n lewendige God. Daar is 'n Papa wat vir ons almal omgee en lief is vir ons wat daar's 'n koortjie wat gaan dat as God vir ons is, wie kan teen ons wees en jy wys dit vir ons dat as baie obstacles wat vir jou kan terughou. But when God opens the door, daar's niemand wat dit kan toemaak nie. So weer eens baie dankie vir daai hoop wat jy in ons een en elkeen kom wakker maak het. Jong mense, it's your time to shine. Dit klink as cliché. The world is your oyster. Gaan. Hier sê dat jy soos 'n sterretjie daar uitgesit in lyne met die ander sterre. Ons sê sky is the limit. Gaan verby die sky as jy moet gaan. Mia, ek wens jou alle sterkte toe. Ons sien jou saam met die ander sterre alreeds. Ons is baie trots op jou. Ons weet jy gaan ons nie teleurstel nie. Nou presse. Ons weet jy gaan whatever jy gaan aanraak. Daai handskoene en daai gloves van jou, gaan dit 'n sukses wees. Dit gaan soos daai bal as dit in jou hand inkom, as dit vas. So whatever jy gaan aangryp wat positief is, gaan vassit en jy gaan daarmee hardloop. En whatever jy wat vir jou wil teenstaan en vir jou wil afdruk en vir jou wil neerdruk en wat vir jou wil terughou, gaan jy uitblok soos 'n goalie waar dit in hy net in sal kom. So Mia, gaan, gryp dit, pluk dit, ruk dit, druk dit in jou sak en hou dit by jou. Jy het dit alreeds al en hou dit altyd saam met jou. En jou kop is reg aangeskroef. Sterkte, jy begin nou met die eksamen of het jy al reeds begin nou? Ons begin. Jy begin nou sterkte, ons weet dit. Jy gaan dit 'n sukses maak. Jy gaan dit eis en jy gaan nog net veel beter drome bereik. Vir die Engine Tournament sterkte daarmee. Ons en whatever ook voorlê vir Essa, sterkte met dit. En ons gaan nog meer van haar sien. As jy op social media, hoe kry mense vir jou op social media voorsgaan? Op social media? Ja, Facebook, as jy op Facebook, as jy op TikTok, as jy op Instagram. Ek is op TikTok en Instagram. Wat is jou handle? My handle? Ja, wat is jou naam op hierdie platforms? Net Mia Henneke. Mia Henneke op Instagram? En Facebook. Check haar uit op haar socials, Mia Henneke. Hierdie nie Facebook nie, maar TikTok ja. TikTok, né? Instagram, TikTok, check haar uit daarso. Gaan support haar, gaan like wat sy doen. Dit encourage 'n mens ook. Sy doen dit nou nie om gesien te wees nie. Sy doen dit om vir haarself en haarself en weer vrede te vind dat sy het bereik. So julle, dit is ons eerste gas van Reverse First. En hierdie jag is net amazing. Hulle is besig met groot dinge en Mia is een van hulle. So baie dankie Mia. Dankie Mia. Gaan in vrede in. En dankie vir jou ouers wat vir ons hierdie opportunity georganiseer het. Dankie vir Deegan, dankie dat jy vir ons gereël het dat ek net hier gestop het. Die hekke word vir my oopgemaak. Die area was vir my uitgesit. Dankie my broer, ek appreciate wat julle doen. Dankie ook vir al die sportmense in Stellenbosch. Hoe julle opportunities kry soos Mia. En julle moenie ophou nie. Coaches van Stellenbosch moenie ophou nie. Alles julle in Bestellies, alles julle by die local clubs, Newtons, né? Jy gesê, hou aan met wat julle doen. Nelsons, sorry, ek bly die mekaar ek met die twee name. Nelsons, enige sportklub in Spesbona. Wat is Ivies, né? Ivies, ja. Julle almal man, doen net wat julle moet doen en ons glo aan. Daar's nog groot suksesstories wat nog kom. Dis Mia julle. Check haar uit, Mia Henneke, Instagram en TikTok. Tot ons weer ziens. Laat het tot gaan. Be blessed een en elkeen. Dankie Mia man. Dankie. So Mia, jy oefen nou weer wanneer?